Sometimes, if you move carefully through the forest, breathing like the ones in the old stories, who could cross the shimmering bed of dry leaves without a sound, you come to a place whose only task is to trouble you with tiny but frightening requests, conceived out of nowhere, but in this place beginning to lead everywhere. Requests to stop what you are doing right now and to stop what you are becoming while you do it. Questions that can make or unmake a life. Questions that have patiently waited for you. Questions that have no right to go away. Johannes 3 vers 1 tot 8. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê: Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom: Hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie? Jesus antwoord: Voorwaar, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. Wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die gees gebore is gees. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore word. Goeiemôre, dis baie lekker om vandag weer saam met jou te kuier. Ons gaan die volgende tyd praat oor die Heilige Gees en ons gedink om die reeks te noem Ongetem in pas met die Heilige Gees. So ek het gedink om vandag te begin met in pas met wie. En net dit maak so effens 'n ongemak. Want dit vooronderstel dat ek nou weet en ek gaan nou vir jou sê wie die Heilige Gees is. Ek kan, maar ek kan ook nie. En ons weet maar ten dele en my reis deur al hierdie jare is dalk een van wat ek ervaar, wat ek dink wat die Heilige Gees is, en wys is ook dit wat ek geleer het wat die Heilige Gees is, in al twee is seker verskriklik belangrik. En ek wens ek kon vandag vir jou sê, hoorie, dis die Heilige Gees, hier is die definisies, hier is al die tekste. Maar die Bybel doen dit nie. Die Bybel gee nie vir ons 'n definisie nie. Die Bybel gee vir ons beelde. Hy's wind, hy's vuur, hy's 'n trooster, hy's bystand, hy is asem, hy's warm en hy's koud, hy's vuur en hy's 'n wind. En die beelde is maar soos fakkels wat brand, wat ons help om te kan sien, maar waar is hy? Dis soos jou vinger wat na die maan wys. Dis nie die beelde, is nie wie hy is nie. En selfs as ek dink aan Paulus se lewe, as hy praat oor die Heilige Gees, as jy die traject van sy lewe volg, dan kom jy agter sy eerste briewe wat hy skryf, soos in die Korintiërs en die plekke is, hy fokus op die gawes, presies wat die gawes is, hoe die gawes werk. Later kom hy agter, hoorie, maar hy nou maar in die middel die liefde sit, want ons gaan nou oorboord met gawes, ons met, en as die Heilige Gees eintlik liefde, dan sit hy dit daarin, en jy kan sien hoe hy probeer werk om, en later in sy lewe, fokus hy op die binnekant, God wat doen ver bo kan dit wat ons kan bid of dink, en hoe gaan ons binne in die Gees wat in ons woon, en dan in die einde van sy lewe, in die tronk, dan noem hy die Heilige Gees die Gees van Jesus.
En onthou, hy was al voorheen in die tronk en die engele breek die tronkdeure oop en daar's manifestasies en goed. Dit is nie waarvoor hy nou bid nie. So Paulus het nooit gedink hy gaan vir ons 'n sistematiese teologie van die Heilige Gees, dat ons presies kan weet hoe werk en ons organise gou die goed, want dis wat ons doen met die Heilige Gees. Dit is meer sy reis, sy lewe, sy verhouding met die Gees wat groei en wat ons na mee uitnooi. So hy sal vir jou sê, toets die Geeste. Hy sal sê, stel jouself op proef. Ek wil Johannes vir jou lees, 1 Johannes 4 vers 1. Hy sê nie elke gees kom van God nie. Wat is 'n gees? Is net 'n teenwoordigheid. Wat is hier teenwoordigheid? Is dit nie bietjie power wat hier is? Is dit nie bietjie wat is presies teenwoordig hierso? En daar's 'n klassieke voorbeeld in Handelinge 8 vers 18 tot 24 van 'n Simon die towenaar. Hy sien mense praat in tale en dan sê hy, hoorie, kan ek dit nie koop nie, ek wil dit ook hê. So kan jy sien hoekom jy die Heilige Gees soek? Wat doen 'n towenaar? Hy lewer so hy kan geld maak hiermee. Hy kry, ek bewonder hom, kyk wat kan hy doen, soos aanvaarding, sekuriteit. So ten diepste, hoe ons probeer wat die Heilige Gees het ten diepste te doen met ons motivering. En dan moet ons ook besef, ons lewe vandag in 'n samelewing en 'n kultuur wat doen? Dit stimuleer die hele tyd. So jy kry nuus vinnig, jy kan die hele tyd skrol, maar wat doen dit? Dit maak jou nam. So, en wat doen jou namnis? Dit bring 'n enorme aptyd vir ervaring. En vandag, ek weet dat baie predikers bedoel dit nie, maar gebruik ongelooflike gevaarlike tegnieke wat ons koppel aan die Heilige Gees. En dit bring ongelooflike ervarings by mense en buitengewone ervarings. Soos byvoorbeeld suggestie, as ek goed die hele tyd suggereer, as ek vir jou sê, maar jy kan val, en ek lees vir jou tekste waar mense val, gaan almal val, want jy het dit gesuggereer. Daar's iets soos massa-hypnose, ritmiese musiek het 'n enorme effek op ons lewe, wanneer jy emosionele spanning bou en breeklyne bou rondom wat jy sê, kan dit lei tot ongelooflike buitengewone ervarings. En ongelukkig, vir baie mense is dit. Dink die Heilige Gees is 'n krag. Dink die Heilige Gees is 'n sensasie. Ja, hy is alles, maar hy is net soveel meer. Nou kom ons begin met die skrif. As ons deur die Gees lewe, laat ons deur die Gees wandel. Galasiërs 5 vers 25. Die Grieks is vreeslik mooi. Naamwoord, werkwoord en dan weer 'n werkwoord, 'n naamwoord en dit rym. So in die Grieks, die eerste gedeelte, laat ons wat in die Gees lewe. So dis 'n indikatief, wat beteken dis 'n feit, dis wat gebeur, dis hoe dit is. Maar dan verander hy die Grieks na die imperatief toe hy sê, laat ons deur die Gees wandel. So, dis 'n militêre term, dis 'n bevel, is nie, wil jy dit oorweeg, of dink jy kan dit doen nie. Hy sê, doen dit. So in die woord wandel, dit beteken, het suggereer dissipline, orde, rigting, nie toevallige beweging nie, maar 'n doelbewuste vooruitgang in lyn met 'n leidende mag. Dis wat die woord, die gevoelswaarde. En dit is nie 'n koue militêre lyn nie, dit dui meer op 'n gedeelde pas. So kan ons sê, die Heilige Gees het 'n lyn en daar's 'n pas en jy moet inval. So, kom ons vra, hoe lyk dit? Bedoel, as ek vir jou sê, jy moet 'n boot bou, nee, dan moet jy ten minste net weet hoe lyk 'n boot voordat jy die boot kan bou. So ek wil net 3 goed noem. So as jy wil weet hoe lyk daai pas, is lewe. So Paulus, Romeine 8:2, noem die Heilige Gees die Gees van lewe. So alles wat nie lewe is nie, is teen die Heilige Gees. So die woord Gees beteken lewe,
asem of wind. As jou arm nou op jou bors sit, as jou asem voel, dis die Gees. Dis die Gees. Vrede gee jou lewe. Gesond eet gee jou lewe. Goeie vriende gee jou lewe. Om op te offer, om iets vir mense te doen, gee lewe aan jou, aan ander. Dis nie rocket science nie. Dit is meer die sien van die alledaagse lewe en hoe hierdie alledaagse lewe gaan oor die feit dat alles is daar om jou te help om te lewe. So dis die gawe, dis die geskenk van die Heilige Gees. As jy wil vra of jy lewe, kyk nie jou asem. Ons sê mos, ek is moeg. Dit beteken jy het nie asem nie. Dawid sê in Psalm 23, you let me catch my breath. Ons is hier op hierdie aarde om ons asem by God te kry, om in te val by die groter pas en orde wat te doen het met lewe, om met dit te kan lewe. So David White se gedig is verskriklik mooi en hy het vreeslik mooi vensters op wat die Heilige Gees is en wie die Heilige Gees. Hy sê sometimes, if you move carefully through the forest, breathing like the ones in the old stories, who would cross a shivering bed of dry leaves without a sound. So die gedig begin nie met 'n bevel doen dit of dit nie. Die gedig begin met 'n manier van beweeg. If you move carefully, versigtig, bewus, asemhaling. Dis presies wat wandel beteken. Dis presies wat dit beteken om in lyn te kom, om in te val. En dat hierdie beautiful dinge, soos in die ou stories, dat mense in die woud geloop, en weet jy wat, hulle het op blare getrap nie, het hulle nie gehoor nie. Wat hy eintlik wil sê is, ons trap op blare en is 'n geraas, dis elke afleiding, in besig wees, hy sê, ons weet nie, hy sê, maar lewe vat jou na dit toe. In die tweede plek, ongetem, jy sal lewe sien, maar is nie lewe wat jy kan vasvat nie, is nie lewe wat jy kan verduidelik nie. So, Johannes 3 is die storie van Nikodemus wat na Jesus toe kom en sy vraag is, hoe kry ek hierdie lewe wat tot in die ewigheid is. En Jesus gee nie gou vir hom 3 tekste, of verduidelik het gou met die Bybel nie. Hy sê vir hom en hy verduidelik hom, weet jy hoe werk hierdie lewe en hoe is hierdie lewe, soos die wind. Hy waai waar hy wil, soos hy wil. Jy weet nie van waar hy kom, of waarheen hy gaan. Kyk, is soos die wind, al wat jy kan, jy kan hom sien, dis die enigste ding. Maar jy weet nie van waar hy kom of waarheen hy gaan nie. So, ongelukkig het ons Johannes 3 gevat as 'n resep om in die hemel te kom en ons noem dit wedergeboorte. So, wedergeboorte beteken net van bo, is maar wat Jesus. En dan vers 3 sê, as dit nie met jou gebeur nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. So dit, ons hou van vers 5, wat sê, kan nie ingaan nie. Maar toevallig, die woord ingaan, is ook 'n variasie van sien, wat eintlik beteken insien of begrip. So, dit is waarheen Jesus jou uitnou, om eintlik bo begrip en die bewegings van God te sien, en jy kan dit nie beheer nie. En dan die laaste ding, ek sluit af. As jy wil kyk na daai pas, dis baie stadig. So hierdie gedeelte begin, Nikodemus, hy kom nou in die aand, vers 2. Hoekom? Hy is die leier van die Jode. Hy kan groot moeilikheid nou veroorsaak. En natuurlik, hy's reg, hy's voorbereid, hy het ook net hierdie venster, hy moet nou gou maak, hy moet in en hy moet uit. En dan vra, okay, Here, hierdie lewe wat tot in die ewigheid is, hoe kry ek dit? En dan maak Jesus dit moeilik. Hy verduidelik dit, en hy het nie idee waarvan hy praat nie, en dan het hy nog 'n metafoor wat hy moet probeer verstaan.
En dan bou hy die ding op en dan sê Nicodemus in vers 9, hy sê, hoe is dit moontlik? Die hele ding eindig met 'n vraag. So dis interessant. Jy wil eerder hy moet vinnig tot bekering kom. Want sodat hy ook kan sê, hy gaan hemel toe en hy word deel van die disippels, maar dis nie die storie nie. So David White sê dit so mooi. Nou, as jy iets van ongetem wil verstaan, luister en hy sê, you come to a place whose only task is to trouble you, with tiny but frightening requests conceived out of nowhere, but in this place beginning to lead to everywhere. Is dit nie Nicodemus? Kyk, jy kan weet dat daai vraag wat jou bug, goed wat jy net aan dink, moet jy baie ernstig vat. Hy moet na Jesus toe gaan met hierdie vraag. Hy weet nie van waar dit kom nie, maar hierdie vraag vat hom nou na die plekke toe waarna toe hy moet gaan. Kan jy sien? Nou gaan David White verder. Hy sê, requests to stop what you are doing right now and to stop what you are becoming while you do it. Questions that can make or unmake a life. Questions that have patiently waited for you. Questions that have no right to go away. Is die Heilige Gees. Kyk, kan jy sien, is nie antwoorde nie. Hy loop weg met 'n vraag. En wat word van hom? Ons weet nie. Ons weet nie hoe lank dit gevat nie. Jy kry hom weer in Johannes 7:50, dan verdedig hy Jesus. En dan kry jy hom weer later in Johannes 19:39 by die dood van Jesus, dan bring hy mirre na hom toe. Henry Nouwen het gesê die Heilige Gees werk soos 'n tuinier en nie soos 'n ingenieur nie. So wat 'n ingenieur, dis reg, dis beplan, dis vooruit, dis voorspelbaar. Tuinier, jy kan maar net die grond werk en dan moet jy die saad sit en wat doen jy dan? Dan moet jy wag. Niks is vinnig nie. En dan het jy iets nodig wat buite jou beheer is. God moet dit laat groei. Paulus, hy's in 1 Korintiërs 3:6, nou beklei hulle oor wie preek nou die naaste en wie die woord van die Here en deur wie werk die Heilige Gees. En goed, dan sê Paulus, hoor jy, ek wil nou vir julle sê, ek het geplant, sien dit eerder, Apollos het nat gemaak, maar weet jy wat wil ek vir julle sê, dis God wat laat groei. 1 Korintiërs 3:6. Wat dink jy, hoekom is jy op hierdie aarde? Wat is jou werk? Dis om in pas te kom met die Heilige Gees. En mag jy dit sien? Mag jy die lewe in die alledaagse sien? Mag jy 'n openheid hê dat God werk ver bo kan jou beheer, jou begrip, jou verstaan en om te vertrou dat hy dit doen. Seker 'n ander woord vir kontemplasie is stadig. Wil jy nie die ritme, wil jy nie die spoed, wil jy nie die geraas, wil jy op blare loop wat geen geraas maak nie? Wil jy dit leer? Want dis waar jy instap in die strome van die Heilige Gees. Hoe great is dit? Dis God wat laat groei. Wil jy nie toelaat, laat al jou begeertes en jou verlangens, laat God dit groei. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u Gees en leer ons om in pas te lewe. Amen. Baie dankie ook vir julle ondersteuning aan Envia en dit wat ons probeer doen. Jy kan deur SnapScan, kan jy gee of jy kan op die webvloer, al ons besonderhede is daar. En dan kyk ook, dalk wil jy vir iets spesifieks gee, dalk verhuilsaam waar ons op die oomblik bou en ontwikkel. Of jy te hard dalk vir Kaimandi of vir weeskinders. Daar is plekke en ons kanaliseer dit wat jy gee na dit toe. Geniet die dag.